Sien van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag moet Goeiedag, wees hartlik welkom saam met ons, hier waar ons weer sê, Jesus doen dit weer, nog 'n keer, weer 'n keer, en elke keer. So ek wil vir u sê baie dankie, dankie vir die saamkuier, dankie vir ons terugvoering wat ons kry. Dit gaan als oor die Here se naam, om die Here die erkenning te gee, om die Here te verheerlik, en om hom te aanbid, en hom te loof en te prys. En vandag het ek nou 'n sissie van my in die Here, wat ek wil amper sê, aansteeklike lag het voordat ons begin het, en Madri, ek wil vir jou sê baie dankie. Madri kuier saam met ons, sy gaan bietjie meer van haar vertel, en by die Here met haar 'n pad mee gestap het. Madri, baie dankie vir jou tyd. Ag, baie dankie. Jy is welkom, jy kan die kykers groet vanmôre, en sê, wie is Madri? Reg. Goeiemôre. Ek is Madri Soeg. Ek is die CEO van You for Life. Ons werk in die Helderberg saam met jeug. Ons het 200 aktiewe jeug, maar dit is die einde van my storie. Soos ek julle moet vertel van waar dit alles begin het, dan is daar 'n lang tydperk voor dit, maar tot waar ek hier gekom het. So eintlik wil ek begin deur te sê, mamas, as julle kinders het, wat julle nie voor hoop het of kan sien nie, en sê hierdie raak te veel, my ma was een van daai mamas gewees, en tot ek al een keer sien huil het, na jare en jare se gebed, wat sy op haar knieë val, en net vir 15 minute aan haar huil, want sy kon dit nie meer nie, en daai het my geruk, nee, om te sien wat ek aan my ma gedoen het, en waar ek vandag is, en hoe my lewe toegelyk het, wil ek sê, mamas, hou aan bid. Prayer changes things. Hou aan bid vir jou kind, en wees 'n voorbeeld vir jou kind. My dogter, ons is nou by Arise Africa die naweek, toe vra iemand vir my dogter, hoe kan ek 'n kind kry, laat my kind soos jy moet wees? Laat sy op outreaches gaan, en laat sy goed doen. Toe sê my dogter vir die mamma, gaan jy op outreaches? Toe sê die mamma, nee. Toe sê sy, is jy betrokke by jou kerk? Toe sê sy, nee. Toe sê sy, maar dan gaan jou kind nie doen nie, want ek doen dit net omdat my ma dit doen. En dit is die realiteit. So, ek met 'n passie vir jeug, het dit nou die Here my geroep het om te wees tot waar ek is. Maar mamas, ouers, staan op, wees die voorbeeld vir jou kind, en hou aan bid. So ek wil begin daardeur om mamas te bemoedig, want daar is soveel seer, en soveel mamas wat so alleen is, en so alleen voel, en suffer, en dink daar is nie hoop nie. Maar as jy hulle die regte goed geleer het, laat sê die Bybel, if you teach them when they're young, hulle sal teruggaan as hulle die fondasie reg lê. Yes. En dis nie net mamas nie, Madri, dis papas ook. Yes, die ouers. Ek weet, dis waar jy in beweeg, maar papas, Ja. weet, en ek sê dit reguit, papas, julle moet werklik die huispriester in die huis word. Amen. Dit is so belangrik. Ons kan nie altyd vir die maatjies die skuld gee nie. Wat doen papa? Wat doen mamma? Ja. Weet, presies soos jy sê, Madri. Nee, dit is, weet, ek en my vrou was, ek sê seker amper 30 jaar terug, was ons jeugouers by 'n gemeente. En dit was vir my 'n droom om met hulle te werk. En Ja. my vrou het al huis toe gegaan, 11 uur, dan speel ons nog volleybal. Ja. Weet? So, dit gaan oor om werklik die verskil, want die wêreld daar buite bied soveel vir die jeug. Ja. En dit maak hulle koppe so deur mekaar. Ja. Weet, en jy wat daarmee werk, kom bietjie, vertel nou van 'n bietjie aan. Jy begin. So kom ek begin by die begin, waar ek as 'n klein dogtertjie my hart vir die Here gegee het. My pa is vermoor toe ek 10 jaar oud is. En toe sit my ma my in die koshuis, hulle dreig ons toe op die plaas, en my ma moet my dadelik in die koshuis sit. So nie net het ek my pa verloor nie, maar ewe skielik is ek isolated in 'n koshuis, en ek is nie, en my broers is in Bloemfontein op die koshuis, so ons is daar in Roewel, en ek is daar in die koshuis. Alleen. En soos dit in klein dorpies is, as daar predikers kom of goed gebeur en die saal is bietjie leeg, dan word die koshuiskinders in die saal ingedruk, dat die saal net kan vol lyk as daar mense die dorp besoek. En so het ons koshuiskinders toe nou na die dorp toe gaan, een naweek. En ons sit daar in die saaltjie en daar's 'n prediker. En wat die prediker gepreek het en wat sy boodskap was, sal ek nie vir jou kan sê nie. Maar aan die einde
net voor hy klaar maak, sê hy, hier's iemand in die saal wat 'n pappa nodig het. Né? En dit is soos die gees oorneem. Ek het nie besef ek staan op nie. Ek het net geweet ek het 'n pappa nodig, want my pappa is vermoor, my pappa is nie meer daar nie. En ek het vorentoe gegaan en hy het vir my gebid en hy het vir my gesê, you will never be fatherless. Nooit ooit sal jy jou God die Vader, Jesus, gaan vir jou 'n pappa wees, altyd. Sure. As jy na hom toe gaan, sal hy altyd jou pappa wees. En ek kan eerlikwaar sê, deur my hele lewe, waar jy jou pa sal mis, of baie keer bedroef sal raak, of kan ek vir jou sê, I never felt fatherless. Nee? En dit is hoe die Here, he shows up. Nee, en as mens hom soek, dan kom hy daar, en ek het my hart toe daar vir Jesus gegee, en ek het kursus toe gehardloop, en dan, ek kan nie wag om iemand te vertel nie, ek het my ma gebel, en sê, mama, raai wat, ek het net van ma was altyd 'n goeie voorbeeld gewees, en sy was altyd in die woord, so, ek wou dit met haar deel, en ek het van gesê, mama, ek het my hart vir Jesus gegee. En ek moet eerlikwaar sê, as ek na die res van my stories vertel, daar is nie 'n gap wat die Here nie vir jou kan vul nie. In kere waar ons huweliksprobleme gehad het, waar jy geliefd wou gevoel het, en comfort nodig gehad het, en waar mens dit nie in die huwelik sou gekry het nie, het die Here selfs daai gap vervul. As jy na hom toe gaan, dan vervul hy jou. Dit is 'n vervullende lewe. En die naweek praat ons met iemand, en ek sê, weet jy wat, die karakter van God, liefde, vrede en vreugde, jou gesondheid, geld, niks kan daai goed koop nie, niks nie. Amen. Maar as jy by die Here is, kan jy daai goed in jou lewe ervaar. En dit is wat ek wens mense kan beleef. Ek het toe nou, latere jare, die pad byster geraak. My arme ma, het met my stiefpa getrou, en ek het nie regtig die regte vriende gehad in Pretoria, waar ons getrek het nie. So dit was toe nou eintlik net 'n afdraande sloop gewees. En my ma, jy bid, maar jy kan eintlik nie as jou kind daar is om red, wat, bestaan jy, hulle weet dan alles, tieners weet alles, wat kan jy vir hulle sê? En sy, soos ek sê, sy was maar net 'n bidende vrou, maar ek was 'n terrible tiener gewees, regtig. Ek het my ma, baie grys hare gegee. En toe ek so 21 was, of 20, toe kan ek by my vriendin, en my vriendin sê vir my, kom ons moet kerk toe. En daar's so 'n klein AGS kerkie daar in Pretoria Oos, so op 'n heuweltjie, en ek gaan saam met hulle daartoe. En hulle hou toe op na die kerk toe gaan, maar ek hou toe aan. En nie by die 4de Sondag sê die pastoor vir my, hoorie, elke keer as jy instap, hardloop al die kinders na jou toe. Hoekom ken jy, is jy familievriende? 'n klein kerkie, pastoor ken ons maar almal. Hy sê, is jy familievriende van hulle? Hoe werk dit? Ek sê, nee, ek ken nie die mense nie. Hy sê, maar dan het jy 'n gawe, want dit is 'n bonatuurlike gawe om in te stap by 'n plek, nee, en die kinders stroom na jou toe. Hy sê, wil jy nie betrokke raak by die kinderkerk nie? Ek dink toe, okay, dis die pastoor, ek sal maar gehoorsaam wees, ek sal maar luister. En ek gaan toe na die kinderkerk toe, maar soos in klein kerkies werk het mos so. Jy het van 3-jarige ouderdom tot 15, en jy 20 daar voor jou, en jy moet hulle nou almal entertain, en almal happy jou. En die tannie wat op daai stadium die sondagskool, of die kinderkerk gebestuur het, of die groepie, was tannie Susan. En na die 3de Sondag sê tannie Susan vir my, Madrie, jy het 'n gawe. Jy kan die kinderkerk oorvat. Ek dink, wat? Ek het nou net so half begin bietjie weer reg loop, maar hoe kan ek dit doen? En sy sê, hier is jou 'n boks. In my 35 jaar wat ek kinderbediening gedoen het, was hierdie alles wat jy nodig het om te weet, is in hierdie boks. Ja, en ek is oorweldig, en ek gaan huis toe, na my flat toe, en ek sê, Here, ek weet nie hoe dit gebeur het nie, ek weet nie hoe ek hier beland het nie. En ek kry daai versie wat sê, as jy 'n leraar is, en ander mense van die woord leer, dan is jy onder judgment, en ek tog toe, wat? As ek gejudge word nou, gaan ek dit dalk net in die hemel maak. Want as ek gedouble judge word, gaan ek dit nooit in die hemel maak nie. Maar dis nou jou onkunde met hierdie roeping, en verstaan jy wat jy soos half, en ek bel almal, ek sê, sorry so, ek stap in hierdie roeping in, as ek dit so kan stel, of in hierdie posisie in, wat ek nou baie jonk is, maar ek wil vir 6 maande geen kontak met niemand hê nie, en ek wil net deur hierdie boks werk, nee?
ja, ek het gaan werk, maar ek het nie, dit is mos nie personal nie, dit is mos nie, en ek het nie met my ma kontak gehad nie, my vriende, niemand nie, ek het kontak verbreek, vir 6 maande, en een aand word ek wakker, en ek het net Bybel gelees, ek het net daai boeke, wat Tannie Susan vir my gegee het, gelees, en aangehou met die kinderkerk, en toe wat gebeur, een aand word ek wakker, maar ek huil droewig, en ek besef, maar weet jy, dit is hoe mense voel wat nie mense het nie. Wat so baie mense wat nie mense het nie. En baie mense travel en hulle sê isolation en solitude, jy moet dit kan beleef, en ek dink daar het ek beleef van, jy kan dit embrace, en jy kan weer eens na God toe gaan, and he will fill the gap. Nee, hy gaan jou volmaak laat voel, selfs in daai afwesigheid van alle mense. Maar ons is gemaak om by mekaar te wees. Ons is gemaak om 'n familie van Christus te wees. En dit is hoe ons wese is. En ek het dit ook beleef toe ek in die ouete huise gewerk het, van hoe daai mense verlaat en hulle sit daar, en hoe hulle vergaan, maar hulle vergaan nie eintlik oor ouderdom, hulle vergaan, want daar's niemand wat vir hulle aanraking gee nie. Daar's nie, dit is wat hulle mense laat vergaan. En ek dink ek het daai toe ek wakker geword het met daai verskriklike net jou wese. In my kop het ek dit nie gehad nie, maar my hele wese het daarna gesmag. En toe, hierdie is die gedeelte wat ek eintlik nie wil vertel nie, maar nou moet ek hierdie gedeelte vertel, want dit is waar ek kan sê, baie diep haal die Here jou uit, nee? Want daar's baie mense wat so voel, daar's nie vir my 'n plekkie nie, of daar's nie vir my. En wat gebeur is, na 6 maande, besluit ek is eintlik bietjie jonk. Ek is eintlik 'n bietjie jonk om my hele lewe vir die Here te gee. Want so alles, ek bedoel, my vriende is nie nou daar nie, ek is Sondag by die kerk, ek berei net voor vir daai kinders, dit het my lewe geword, en ek het besluit, nee, ek is 'n bietjie te jonk om so alles vir die Here te gee. En ek maak 'n 180 grade draai, en ek draai my rug op dit. En ek haak uit, nee? En as ek vir jou moet sê, as enige iemand na my lewe gekyk het, sou hulle as ek nou moes doodgaan, sou hulle nie kon sê, ek gaan hemel toe nie. Maar dis wat mense is, ons mense kyk toch na wat die mense doen. Dus kyk na, en dan daar was die manier hoe daai ou in die hemel gaan kom nie, en ek het, in my lewe was op daai stadium so gewees. En ons kuier een aand, en die drank raak op, en ons besluit, maar ons moet nou nog drank, ek bedoel, as jy nog dors is, moet jy nou drink, waarom moet jy nou nog drank kry? En ons gaan kry nog drank, en ons is op pad na die flat toe. En by die robot, kyk ek en my vriendin so vir mekaar, en ons is soos, gaan ons na mekaar, kyk wie is eerste by die flat, en ons gaan nou kyk wie is eerste by die flat. En ek ry daar af, en ek verloor beheer van daai kar. En al wat ek onthou, is dit vir my gevoel of die kar permanent net deur 'n sementmuur aanhou ry. Hy hou net aan, verlang het so gevoel, ek het net aanhou skree, Jesus, Jesus, hy is al. Weer eens soos ek in die begin gesê het, as jy die waarheid ken, en jy weet dat hy jou kan vervul, en jy weet, jy het al beleef in jou lewe, en dit het niks met ouderdom te doen nie, jy kan hoe klein wees, as jy Jesus aanroep, is hy daar, daar is nie een gebed wat jy doen, want hy is nie so engele opdrag gee, om het te gaan uitvoer, en as jy het al beleef het, en jy bevind jouself daar, en ek skree net, Jesus, 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 en die volgende oomblik sit, een van die mense wat agter ons aangery het daar, en hy soos, Madrie, is jy okay? En ek is soos, ja, ek is okay. Maar dit voel of my kop vassit, en ek kan nie uit die kar uitkom nie, maar ek is by daai berg af, ek het deur 'n huis gery, en die hele kar was opgevrommel, soos net die bonnet gedeelte van 'n kar. Dit is hoe klein, en ek is in die middel van daai kar. En ek sê vir my, het voel of my hare vast het, en ek begin my hare uit my kop uittrek, want ek wil uit die kar uitkom, ek besef die kar kan enige oomblik in die brand slaan, en het net die vrees, en toe dit gebeur, dan lê ek in daai petrol, in die suur, wat nou obviously daar om my is, ek kan nie uitkom nie, en ek besef, ek gaan nou gaan, want ek begin te voel, maar ek brand, en ek besef, maar ek gaan nou, dis nou my laaste, en ek sit daar, en ek sê, Here, vergewe my, Here, want ek bedoel, ek weet ek was verkeerd, hy weet ek was verkeerd, maar ek het dit berou, dat ek op daai punt, daai lewe
gelei het, en ek sê, Here, vergewe my, nee, en ek raak bewusteloos, maar ek het gevoel, dit is my laaste asem wat ek hier was, en ek het vrede gehad, nee, ek het vrede gehad, want ek het geweet wie God is, ek het geweet wie Jesus in my lewe is, maar toe word ek weer wakker, en die ambulans, en die brandweer, en almal is daar, en hulle probeer my die kar uitkry, en hulle kan nie, want whoever hulle die kar probeer oopkry, druk die ysters teen my, so hulle moet met 'n bliksker my uit die wrak uit probeer sny, en hulle sit my in die ambulans, en hulle vat my na 'n staatshospitaal toe, en ek kom nou by die staatshospitaal aan, en een van die paramedics kyk my so, hy soos, gaan saam met die nurse, gaan doen wat jy moet doen, maar ek gaan vir jou net hier wag. Ek gaan nêrens nie. Die mense roep hom, hy moet saam met hulle gaan, en hy soos, ek kan nie saam met julle gaan nie, ek moet seker maak dat hierdie meisiekind reg is, ek moet hier by haar bly. En, dit is so verskriklik daar, in 'n staatshospitaal, hulle daar nurses is moeg vir al hierdie dronk studente, wat eintlik daar aankom. Ek bedoel, ek kan eintlik haar frustrasie baie jare later, kan ek imagine die frustration wat sy beleef, en ons baie mense wat regtig hulp nodig het, hierdie is eintlik jou eie toediening, dit is eintlik jy, maar nou moet ek daar staan, en sy spuit my met 'n housepipe af, en sy sê, was jou hare, en was jy met hierdie seep, en sy spuit, en sy sê, trek aan jou klere, en ek trek weer my klere aan, wat ek die ongeluk in was, en ek klim in die hospitaalbed, en die man sê vir my, vertel vir my hoe jy lewe, want dit is nie moontlik nie. Ek doen hierdie vir so, dit is fisies nie moontlik, dat jy op hierdie bed kan lê en jy keer niks nie. Hy sê, is jy gelowig? Ek is soos, ja. Hy sê so, hoekom lewe jy? Ek is soos, wel ek weet my ma bid vir my, maar ek het Jesus aanhoudend uitgeroep. Hy sê, ek is 'n moslim, maar jy het my vandag laat glo, dat Jesus lewe, laat dit 'n werklikheid is, want vir jou om hier te lê, en dan dink ek myself, kyk hoe ek myself hier bevind, maar omdat jy die waarheid geken het, kan die Here jou gebruik het, en hy kon nog daai persoon tot inkeer bring, want in hierdie toestand kan jy nog steeds van Jesus getuig, nee? En hy gaan in die volgende oggend kom die nurse daar aan, en sy sê vir my, hoe voel jy? Want ek is mos nou van, ek soos, my lyf brand. En sy sê, okay, en sy lig my toppie so bietjie op, en hier kom 3 lae velle af. Toe my klere, wat in daai suur en petrol gesouk was, het in die aand, terwyl ek in daai klere gelê het, my vel verbrand. So ek het, dit was so skrikkelik, dit was, as mens dit so oplig, dan kom sulke dik lae velle af, en dit was, ja, my boyfriend op my tyd kom tel my op, my ma weet nog niks is in 'n ongeluk nie, hy vat my na haar huis toe, en ek klim daar uit, en my ma, dink nou aan 'n ouer, nee, en ek klim nou uit en sy met my versorg. Ja, en ek is daar, ek kan niks veel doen nie met die wonde, met brandwonde nie, en sy met my versorg, en die trauma, en selfs wat dit 'n ma deursit. Verstaan jy, dis nie, jy's haar kind, dit sê nie hierdie gekies nie, en dit is jou eie verkeerde besluite wat haar die posisie sit, maar tog het sy my versorg, en nee, aangehou. So draai ek nie om nie, nee, want ek is te jong om voluit vir die Here te lewe. Ek wil nog nie daai commitment aangaan nie. En ons kuier ergens die aand, ek en my vriendin, en ek drink 'n glasie wyn, maar ek is halfpad deur die glasie wyn. Ek sê vir haar, iets is nie lekker nie. En ek gaan sluit myself toe in die badkamer, want ek voel ek het toe glad nie, ek lê daar, hulle noem die diarrhea drak, was toe in die drankie gewees, en ek is paralyzed, ek kan nie beweeg nie. En my vriendinne soek my naderhand, sien hulle my lê, maar ek kan nie opstaan om die deur vir hulle oop te maak nie. Maar dit is vroeg die aand, ons het net daar aangekom. En hulle skop die deur oop, om my te dra, kar toe. En toe ons bo by die steltrappe is, nou is ons op die eerste verdieping, en 'n staaltrappe, daai staaltrappe af, staan ons so, en my vriendin hou my so vas, en die ander vriendin wat aan die ander kant vashou, sê, ek het gou iets vergeet, en toe sy gaan, want sy nie verstaan nie, ek het geen beheer nie, toe begin ek val, en die vriendin kan my nie langer vashou nie, en ek val van haar eerste verdieping af, nee, tot onder, en net die een kant van my gesig is nerf af, maar ek moet keer verder, niks nie. En ek gaan die volgende dag, nou is dit New Year's brunch by my ma, en ons kom daar aan, en my ma sien my, en dit is die keer toe sy so val,
want dit was net al die jare, en jy's nou net deur dit, hier sit jy weer, en sy sit daar, en sy, ek soos, mama, staan op, en sy sê, sy kan nie, sy is so lam, van die trauma, en die gebrokenheid, van dit, en die beloftes, wat die Here vir haar oor my gegee het, verstaan jy, dat jy as 'n ma, ek dink so verlore voel, in elk geval, maar daar het ek toe, tot inkeer gekom, en dis wat ek baie keer sê, is ons as ouers probeer so taaf wees, ons probeer so sê, ons is okay, en weet jy wat jy doen, en hoe kom jy dit doen, maar as mens baie keer vulnerable is, en vir hulle wys hoe seer ons as ouers kry, uit liefde vir hulle, nee, dan kan dit baie keer die inkeerpunt beteken vir 'n kind. Maar die beloftes wat my ma op daai stadium gehad het, is toe ek 16 was, toe gebeur daar iets op my 16de verjaarsdag, wat my baie last verlore laat voel het. Maar weer eens, ek het net Jesus se naam aangeroep, en ek huil, baie aande daarna huil ek, en ek sê, Jesus, hy kan my nie uitred nie, want dit is my omstandighede heiliglik, maar, jy weet, en so 'n paar weke later, sit ek in die kerk, ek 16, ek ken die Here se hart, en ek ken die versies, maar ek ken nog nie die skrif uit my kop uit nie, en ek sit daar so, en ek ervaar 'n skrifgedeelte, en ek skryf dit neer, en ek ervaar nog 'n skrifgedeelte, en ek skryf dit, maar net die versies, nie wat in die versies staan nie, en ek skryf dit so onder mekaar neer, en my ma soos, ek weet fisies nie wat nou met my gebeur nie, en ek kom by die huis, en ek skryf al die versies uit, en dit is asof dit my lewensverhaal is, wat die Here uit die Bybel uit vir my gevat het, van hoe ek fatherless was, en hoe hy my pa was, hoe ek so gevoel het, en hoe hy, verstaan jy, en dit was so wonderlike ervaring, en hy eindig, die laaste vers wat ek daar kry, is waar Noag in die ark is, en die duif gaan soek 'n plekkie waar hy kan nes maak en sy huisie kan noem, en hy kry dit nie, en hy kom terug, en Noag se hand is daar, en Noag vat die duif, en hy vat hom terug in die ark in, en dit is asof die Here vir my sê, Madre, jy swerf, en jy dwaal, en jy soek, maar ek staan net hier, ek wag vir jou, om jou terug te vat in hierdie skuiling, nee, in hierdie plek waar ek jou wil hê, en so my ma daai beloftes gehad, en sy sê, ek moet my testimony share, en ons nooi klomp vrouens, en ek deel daai gedeelte met hulle, en die een vrou sê vir my, Madri, ek sien jy werk met klomp vrouens, nie met vrouens, maar sy voel ek werk, maar sy sien my wasgoed was, en is hierdie emmers en emmers vuil wasgoed, en ek werk hard, ek skrop het nog soos op haar skrop ek het, en dan rol ek het, en as hy aan die ander kant uitkom, is dit hierdie wit kledingstukke wat so hang om droog te word, en sy voel dis 'n vrouebediening wat op my lewe gaan kom, waar ek met vrouens gaan werk, wat regtig so diep donker in die gat is, maar wat uitgelig sal kan word, en so daar is die drome wat in my ma se hart was vir my, so toe ek nou ouer is en die pad loop, en sy huil daar, toe was dit net daar totale gebrokenheid, en toe net daarna toe ontmoet ek my man, en ek het nou vertel hoe ek hom gevang het, of gekry het, en ons was nie baie lang saam nie, toe ons getroud. En dan gaan ek nou fast forward vir 10 of 12 jaar later. Ek gaan jou gou, ons tyd is op nou vir hierdie opname, ons gaan direk hierna. Madri, vir my, jy verstaan nie, as ek so luister na jou, dan besef ek net, mensies moet nooit dink, jy is nie goed genoeg nie. Moet nooit ophou glo nie, moet nooit ophou bid nie. As ek so na Madri luister, sy het, weet jy, reg deur die woord, is dit vir my so 'n bewys dat die duiwel probeer alles in sy vermoë om 'n siel tot niet te maak. Maar elke keer draai die Here dit tot voordeel van die Here en tot voordeel van jou. As ek so na jou luister, net by moslim paramedic, jy weet, dit gaan weer daaroor. En ek voel, ek moet dit vir iemand daar buite sê. Jy hoef nie 'n pastoor of 'n dominee of 'n geleerde te wees om 'n verskil te maak nie. Jy moet net jou lig laat skyn. En dit wat sy daar gedoen het, dit het gebeur waar sy regtig van die pad af was, volgens Madri se eie woorde, en waar sy besig was met die verkeerde dinge. Maar ek wil vir julle vra, asseblief, kom ons keer terug, kom ons gee onsself oor aan die Here, en ons vertrou en sê, Here, hier is ons. Ons wil
dat U vir ons lei, dat ons werklik U sal volg. En in die voorbeeld, Madri, ek meen, jy weet, ons tyd is te op, en dit is my altyd so lekker, ek wil nie keer nie, maar ek sê vir jou dankie. Dankie dat jy bereid was om dit te deel. En ek gaan nou U groet, tot volgende keer, en ons gaan aan met die volgende opname saam met Madri, en ons sien daarna uit. Ek sê vir U 'n geseënde dag, ons sien mekaar weer, totsiens. Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat U regeer, siel van God.